Maar dit is vir my 'n voorreg om vanoggend saam met julle te wees. Is dit nie lekker nie? Is dit nie lekker om in God se teenwoordigheid te wees nie? Ek is vanoggend net weer so bemoedig deur wat hier in hierdie vertrek aan die gang is. Wat in hierdie vertrek is die liggaam van Jesus op aarde. Wat in hierdie vertrek is die liggaam van Jesus. Dis sy hande en sy voete. Dis sy mense. En dis 'n voorreg om deel te wees van daai liggaam. Dis 'n voorreg vir my vanoggend om tussen julle te kan inplug en my posisietjie te kan vind in hierdie liggaam en ook 'n rol te kan speel saam met jou. Dis lekker om deel te wees van sy liggaam. En dis eintlik 'n voorreg. Ek dink nie ons dink genoeg oor hierdie ding nie. Ek dink nie ons dink genoeg oor hierdie liggaammodel, hierdie liggaamkonsep, dat die Bybel vir ons leer dat Jesus is die hoof en ons, die gereddes, die gelowiges, is sy liggaam hier op aarde nie. Hoor 'n bietjie gou hier. Hoor gou hoe beskryf Paulus ons in 1 Korintiërs 12. 1 Korintiërs 12 vers 13 sê, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een gees deurdrenk. Is dit nie merkwaardig nie? As jy die offer van Jesus aanvaar het, as jy glo in die krag van die kruis en die opstanding van Jesus, en as hy jou sonde vergewe het, dan gee hy sy Heilige Gees aan jou. En in daai selfde oomblik maak hy jou deel van sy liggaam. En dan kom Paulus en hy sê, ons almal wat in Jesus is deel van sy liggaam. En hy het ons van die Gees deurdrenk. Sopnat, druipnat, ingedoop in sy Gees. Ons loop in lek en ons loop in mors van die Heilige Gees, want ons is deurdrenk. Weet jy hoe lyk 'n spons wat deurdrenk is? Weet jy hoe lyk 'n ding wat sopnat is? So lyk ons, volgens die woord. Ek's mal oor daai uitdrukking wat hy daar gebruik. Deurdrenk van die Gees. Kan jy imagine, wat kan in 'n vertrek soos hierdie gebeur, tussen 'n klomp mense wat deurdrenk is van die Heilige Gees? Imagine net vir 'n oomblik, jy staan in 'n vertrek van mense wat deurdrenk is van die Gees. Enigiets kan gebeur. Iets groots kan gebeur. Iets moois kan gebeur. Iets lewensveranderend kan gebeur, want die mense rondom jou, die wat in Jesus is deurdrenk van die Gees. Hulle is vol van die Heilige Gees. En wat sê Paulus? Wat doen ons as ons bymekaar is? Hoe lyk dit as hierdie Gees deurdrenkt is, nou bymekaar is? Hy verduidelik mooi. 1 Korintiërs 14. Nou meeste mense vir my 1 Korintiërs 14 soos die pes, want dit is ook daai versie wat praat van die tale. En dit vat jou so 4 versies om agter te kom, ek het nie 'n klou wat hier aangaan nie. Maar druk 'n bietjie deur, klim 'n bietjie in. 1 Korintiërs 14, vers 26 sê Paulus, wat doen die Gees deurdrenktes as hulle bymekaar is? Hy sê, hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer. Sê vir die ou langs jou, elke keer. Elke keer, as julle bymekaar kom, het elkeen gewoonlik, altyd, so is dit maar. Elke keer, as julle bymekaar kom, het elkeen gewoonlik 'n bydrae om te lewer. 'n Psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of 'n klank, 'n uitleg daarvan, sorg dan dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Is dit nie vir jou bemoedigend vanoggend nie? Ons is deurdrenk van die Gees. En dan sê hy, en wanneer ons bymekaar kom, elke keer wat ons bymekaar kom, gewoonlik het ons iets om te gee. Gewoonlik het ons 'n bydrae om te maak. En daarom, gemeente, maak dit nie sin dat net een ou vanoggend sal praat en preek nie. Daarom is dit absoluut verregaande dat ons in 'n vertrek vol geesdeurdrenktes moet sit en net een geesdeurdrenkte kry kans om iets te sê. Dis verspot. Hy sê dis elke keer se ding hierdie. Elke keer wat ons bymekaar kom, het almal iets om by te dra. En daarom kan ons nie net so bly sit volgend nie. Daarom sal dit verregaande wees vir net een ou om ietsie te sê. So wat ons nou gaan doen, gemeente, is ons gaan opstaan. Is nie retories nie. Gemeente, staan op. Daar sê
Gemeente, staan op. En wat sê Paulus? Alles tot opbou van die gemeente. Almal ietsie om by te dra. Almal ietsie om te gee. So gemeente, kom ons staan op en kom ons bou op. So hier is daai oomblik. Ons gaan nou opbou. Ons gaan nou saam opbou. Wat ons nou gaan doen is, ons gaan hier deur die vertrek loop. En ons gaan stig, en ons gaan bemoedig, en ons gaan 'n bietjie komplimenteer. So ryk bietjie, waar's daai ou wat so lekker ryk? En dan sê jy vir hom, "Jesus, maar jy ryk lekker." En soek daai tannie met die mooi lente rok en sê vir haar, "Jessie tannie, maar jy het 'n mooi rok aan." Komplimenteer iemand, bemoedig iemand, stig iemand, spreek 'n bietjie lewe oor iemand. Deel 'n getuienis as jy een het. Deel sommer net jou dankbaarheid. Sê vir 'n ou, "Jesus, ek is dankbaar vir die lekker weer, hè. En genoeg nat gereën." Weet, wees net bietjie dankbaar, deel net 'n bietjie iets. Bid vir iemand as jy so voel, groet iemand as jy so voel, gee vir iemand 'n drukkie, gee vir hom 'n broederlike kus. Deel 'n bietjie liefde. Maar kom ons wees dit wat Paulus van praat. Kom ons wees hierdie gees deurdrenktes en lewer 'n bydrae. Lewer 'n bydrae, man. Soek 'n ou wat 'n bietjie afverrag lyk. Moet dit nie vir hom sê nie. Maar soek die ou wat 'n bietjie afverrag lyk, dan sê vir hom, "Jy, my brother, kom hier, dat ek jou net 'n bietjie kan bemoedig. Jy's so mooi, ek druk jou somme." Vind een. Vind een. En gee 'n bietjie liefde. Vind een. En wees daai deurdrenkte van die Gees. Wat vanoggend hier 'n bydrae het om te maak. Ek maak nou lekker grappies. Maar ek sê vir julle, dit bly vir my verspot om te dink dat die kerk van Jesus is gebou op 'n model waar net een gees deurdrenkte kans kry om iets te sê. Dis verspot. Dis hoekom ons klein groepe het. En as jy nie in een is nie, dan moet jy vir my sê, "Hey, ek is nie in een nie, ek soek een." Want dit is in daai plek waar jy tussen die ander gees deurdrenktes kan kom, 'n bietjie kan bydra, 'n bietjie kan deel, 'n bietjie kan wees. So Heinrich daar in die boks gaan vir ons 'n liedjie opsit en dan gaan ons net hier mingle. Ons gaan net komplimenteer, ons gaan lewe spreek, ons gaan dankbaarheid deel, ons gaan high five en hug en al die ander lekker dinge wat bemoedig, wat stig en wat opbou. As jy vir my 'n klein papiertjie gee voor die diens en vir my vra, wie gaan laaste kom sit? Kan ek vir jou omtrent al die name gee van die wat laaste gaan kom sit. Ek besef, hierdie ding is nie vir almal ewe lekker nie. Ek besef, hierdie ding is nie vir almal ewe gemaklik nie. Selfs as ek nou hier oor die gehoor kyk, dan voel dit vir my, ek mis nou 'n gesig of twee. Julle kan maar uitkom, ons is klaar. Julle kan maar uitkom, daar in die badkamer, ons gaan nou sit. Maar die feit van die saak is, vriende, ek gaan aanhou om hierdie ding te doen en ek gaan probeer om dit nie weekliks te doen nie. Want ek besef, dit is nie vir almal ewe natuurlik nie. Dit is nie vir almal ewe lekker nie, maar wat ek weet die waarheid is dat die krag van kerk en die krag van geestelike gemeenskap is wanneer ons mekaar begin ken. As jy hier instap en jy ken nie eintlik iemand nie, dan ervaar jy nie die groei en die bemoediging nie. Die laaste ruk is ek sommer net so in my persoonlike Bybelstudie besig om net so deur die Bybel te werk rondom wat het die eerste kerk gedoen? Wat het die gemeente in Handelinge gedoen as hulle bymekaar gekom het? En ek moet vir jou sê, ek het die vermoede dat daai ouens het nie met uitsondering saam geëet nie. Hulle het as 'n reël saam geëet. Hulle was as 'n reël in mekaar se lewens betrokke. Nou ek weet, ons leef in 'n totaal ander tyd. Die ouens het karre, party vlieg Johannesburg toe later vanmiddag en die hele wêreld het totaal en al verander, maar ons moet vir onsself sê dat hierdie geloof, hierdie lewe, hierdie koninkrykslewe kom eintlik tot sy reg wanneer ons saam is. Jy sien, daar's iets van God se koninkryk wat net gevestig kan word wanneer ons weer ons is. Wanneer ons saam is, wanneer ons in mekaar se lewens betrokke is. Ons is in hierdie reeks oor koninkryk kultuur. En ons begeerte en ons droom is om te sien dat die koninkryk gevorm word. Maar al hoe God se koninkryk gevorm kan word, is hier tussen sy mense. Ons sien dit reg van die begin af. Wanneer Jesus sy disippels leer bid, en ons baie om te leer in daai gebed van God se koninkryk, maar hy begin baie spesifiek met ons Vader wat in die hemel is. Laat U naam geheilig word en laat
die koninkryk kom. Jy sien al waar die koninkryk kom is tussen 'n ons. En ek besef dat die ons waarvan Jesus praat, is hy praat van ons en homself wat een Vader het, God die Vader, maar daai ons is nie net ons en Jesus nie, dis ook daai ons 12 disippels. Ons manne wat saam die Here volg, ons gesinne wat hom liefhet, en dit is die enigste manier hoe God se koninkryk kan kom, is tussen ons. Ons preek hierdie reeks oor die koninkryk, want die koninkryk is die prioriteit van God se woord. Wanneer ons die konsep van die koninkryk begin raak sien in die Bybel, dan besef ons dat dit is die pinnacle, of dit is die prioriteit van die woord. Dit is die prioriteit van Jesus se bediening, en is die prioriteit van die apostels se bediening. Ek wil vir jou 'n paar versies lees wat vir jou gaan wys hoe die koninkryk uitstaan as die boodskap van die evangelie. Die boodskap van die koninkryk is prioriteit. In Matteus 4 vers 17 sê dit, van toe af het Jesus begin preek. Eerste prioriteit, eerste ding waarmee ons wegspring, hier trek ons weg. Van toe af het Jesus begin preek en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Dit was die begin van Jesus se bediening. En dan sien jy reg deur Jesus se bediening, storie, op gelykenis, op verhaal, op wonderwerk, wat alles in een rigting dui, die koninkryk van God. Baie mense sal op 'n pulpit soos hierdie klim en vir jou sê, Jesus het meer oor geld gepraat as oor enige iets anders, en dit is eintlik nie die waarheid nie. Jesus het geld gebruik as 'n illustrasie vir hoe sy koninkryk werk. So hy het geld gebruik om iets aan jou te verduidelik. Hy het boerdery gebruik om iets aan jou te verduidelik. Maar wat hy in jou hart wil tuisbring is sy koninkryk. Wat hy eintlik wil kommunikeer is die koninkryk is naby. Nou ek en jy, jong, ons het 'n dun verstaan van 'n koninkryk, want ons bly nie in 'n koninkryk nie. Ons bly in 'n regering, maar dis basies dieselfde ding. Die koninkryk is daar waar God sy heerskappy geld. Is daar waar God die finale sê het. En dis die prioriteit van die woord. Aan die begin van Jesus se bediening begin hy met bekeer jou, want die koninkryk is naby. In die middel van sy bediening is al sy stories in daai rigting gemik. En aan die einde van sy lewe lees jy Handelinge 1 vers 3. En dit is baie naby aan die einde. Jesus het geleef, hy het sy lewe aan die kruis gegee, hy het opgestaan uit die dood uit, en vir nog 40 dae het hy gereeld aan sy disippels verskyn, hy het weer met hulle gepraat, en hoor waaroor het hy gekies om met hulle te praat. Feit van die saak is, as jy al dood was, en jy het opgestaan, en jy weet jy het net 40 dae, dan beloof ek vir jou, gaan jy nie tyd mors met duitjies en daadjies nie. Dan beloof ek vir jou, gaan jy uitkom by die kruks van die saak, gaan jy uitkom by wat die wat jou ken en die wat in jou glo moet onthou, en iets wat Jesus mee rondloop. Na sy dood, en min mense kan dit sê, maar na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. Is dit nie 'n interessante stelling nie? Na sy dood het hy bewys dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Dis die inhoud van die boodskap. Dis duidelik, die boodskap is die koninkryk. Jy sien dit in Paulus se lewe, reg aan die einde van Paulus se lewe. Kom tot bekering in Handelinge 9, sending uitreik op sending uitreik, gebeurtenis op gebeurtenis, wys alles na die evangelie, wys alles na die koninkryk, en aan die einde van sy lewe, Paulus het 'n volle 2 jaar lank in die huis gebly wat hy gehuur het, en hy het almal ontvang wat hom besoek het. Hy het die koninkryk van God verkondig, en die mense alles oor die Here Jesus Christus geleer. Dit het hy gedoen met die grootste vrymoedigheid en sonder enige verhindering. Jesus self in Lukas 4 sê teen dagbreek het hy uitgegaan na 'n eensame plek toe vertrek. Die mense het hom begin soek, en toe hulle by hom uitkom, het hulle hom probeer beweeg om nie van hulle af weg te gaan nie, maar hy het vir hulle gesê, ek moet ook aan die ander dorpe die evangelie van die koninkryk gaan verkondig, want daarvoor is ek
gestuur. Jesus is gestuur om die boodskap van die koninkryk te kom verkondig. Die boodskap van die koninkryk in ons moderne tyd is 'n bietjie moeilik om te verstaan, maar jy moet weet, dat die mense met wie Jesus hier gepraat het, in die 1ste eeu, die mense met wie Jesus hier gepraat het, het baie goed verstaan wat 'n koning is, en wat dit behels om in 'n koninkryk te leef. Dit is duidelik dat die boodskap die koninkryk is. Vraag vanoggend is, wat is die inhoud van die boodskap? En die inhoud van die boodskap van die koninkryk gaan ek vanoggend vir jou probeer opsom met 'n paar stellings. En die eerste daarvan is, daar is 'n goeie koning. Hierdie is 'n koninkryk, en daar is 'n goeie koning wat heers oor hierdie koninkryk. Hy is die skepper, hy is die eienaar van die land, hy is die koning. En die goeie nuus waarsonder ons nie kan verder gaan nie, is dat hy het ons innig lief. Ons het 'n goeie koning, die eienaar van die land. En hy het ons innig lief. Hy bied sy beskerming, en hy bied sy voorsiening, want hy is goed. Hy gee lewe, en hy gee vrede, en hy nooi ons, sy mense, om onder sy koningsheerskappy te kom staan. Dis waaroor hierdie koninkryk gaan. Dis 'n goeie koning, wat dit vir ons moontlik maak, om onder sy koningsheerskappy te kom leef, om onder sy gesag en onder sy autoriteit te kom beweeg en te wandel, om onder sy autoriteit te staan en om hom te kan gehoorsaam. Dis hy wat die feesmaal vir ons voorberei, en dit is hy wat die gaste uitnooi, en hy nooi wyd en suid. Jy is uitgenooi om jou plek in te neem. Daar is vir jou 'n tafel gedek in die koninkryk. Jy is uitgenooi om deel te wees van die huishouding van God. Jy's uitgenooi om die realiteit van die koninkryk te ervaar. Jy's uitgenooi om te beleef en te sien dat ons God goed is. Jy's uitgenooi om die beskerming te geniet, om die voorsiening te geniet. Jy's uitgenooi om die vrede en die vreugde te ervaar. Jy's uitgenooi om onder sy koningsheerskappy te kom staan. Jy's uitgenooi met 'n uitnodiging na sy feesmaal. Jy het 'n plek aan sy tafel. Dis wat die koninkryk is. Dis die plek waar God heers. En daai plek bestaan nou en hier. Wanneer ons lees van die koninkryk van die hemel, of wanneer ons lees van die koninkryk van God, dan is dit nie iets waarvoor ons vasbyt eendag nie. Dan is dit iets waarin ons nou reeds kan leef. Dan is dit iets wat ons nou reeds kan deel hê van ons lewens. En Jesus self sê dit. In Markus 1, verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle. Jesus maak seker ons mis nie die stelling nie. Hy gee vir ons 'n versekering, en die versekering is, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe, voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Dis die uitnodiging. Die uitnodiging is, kom raak deel van my mense. Die uitnodiging is, kom onderwerp jouself aan my heerskappy. Die uitnodiging is, kom neem jou plek in by my feesmaaltafel, en daar is party wat beslis nie sal sterf voordat hulle hierdie koninkryk sien kom het met krag nie. Daar is ook party wat dit nie sal sien nie. Want daar is party wat kies om te sê, ek is die koning. Ek regeer in my koninkryk. En op daai manier mis baie van ons die uitnodiging en die belofte na God se koninkryk. Jesus self, Matteus 11 vers 12, sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe, breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop, en mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. Is dit nie merkwaardig om te besef dat soos wat die eerste eeuse mense onder 'n diktatorskap en onder 'n koning kon leef, wat verantwoordelik was vir hulle beskerming, wat verantwoordelik was vir hulle voorsiening,
Net soos wat hulle geleef het, so kan ons leef nie. Onder 'n koning wat ons weet goed is. Onder 'n koning wat die beste vir ons wil hê. Onder 'n koning wat ons innig liefhet. Jy het 'n uitnodiging vir 'n sitplek aan die tafel. Die koninkryk van God is net dit. Is die mense van God rondom die feestafel van God onder die heerskappy van God. Dit is wat die koninkryk is. En elkeen van julle wat hier sit vanoggend het 'n uitnodiging tot daai tafel. Jesus leer ons bid in Matteus 6. En ons was al vanoggend daar, maar daar's iets opgesluit van die koninkryk van God in daai Matteus 6 gebed. Wat vir ons wys hoe lyk die koninkryk. Matteus 6 vers 9 tot 10 sê, so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom. En ons stop net daar. Die gebed is, Here, laat u koninkryk kom, en die logiese vraag is, hoe op aarde? Hoe sal die koninkryk kom? En Jesus beantwoord daai vraag in die volgende gedeelte. Hy sê, laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Jy sien, so kom die koninkryk van God. Die koninkryk van God kom, wanneer ek en jy, soos Jesus gesê het, onsself kragtig inspan vir die wil van God. Dan kom die koninkryk van God. Dit is hoe die heerskappy van God kom. Ons is uitgenooi om deel te wees van sy mense en om onder sy regering en sy heerskappy te kom leef, en daar is geen beter plek om te leef as net daar nie, want hy is goed. Daar is niks lekkerder as die koning van die land baie vermoënd is en hy het jou ook baie lief nie. En dit is die uitnodiging wat ek en jy het. Ons het 'n uitnodiging van 'n baie vermoënde koning. Ons het die uitnodiging van 'n koning wat geen beperk of geen tekort ken nie. Ons het die uitnodiging van 'n koning vir wie niks onmoontlik is nie, en die voordeel van die verhaal is, hy het jou ook innig lief. Want ek moet nou vir jou sê, in hierdie Suid-Afrika is daar 'n paar mannetjies, jonk, en hulle is in BMW X5 en in X6. En hulle is baie, baie dankbaar dat hulle familie is deel van die regerende party. En ek wil nie noodwendig in politiek betrokke raak nie, maar wat ek vir jou wil sê, is as die regerende party jou innig lief het, dan sukkel jy nie. As die regerende party jou innig lief het, dan sit jy nie met tekort nie. Inteendeel is jy wat die kontrak gekry het. Nou nie dat ek sê dat die koninkryk van God kan enigstens vergelyk word met die korrupsie en die allerhande uitdagings wat ons wel face, maar wat ek vir jou wil sê, is bedink die uitnodiging. Bedink die uitnodiging van God se koninkryk. Bedink die uitnodiging daartoe om jouself te onderwerp aan sy heerskappy. Bedink die uitnodiging om in te stap en jou plekke aan te neem by die feesmaaltafel. Wees een van die wat beslis nie sal sterf voordat hulle die koninkryk van God in krag sien kom het nie. Want daar's baie wat wel gaan sterf, wat nooit die koninkryk in krag sien kom het nie. Daar's baie wat gaan sterf, wat nooit die koninkryk beleef het nie, want hulle het gekies om hulle nie kragtig daarvoor in te span nie, want hulle het gekies dat ek sal koning op my troon bly. Jy sê nie vir my nie, ek onderwerp nie vir my nie, in hierdie land is ek die baas. En daai ding hou ons uit die plek van vrede. Daai ding hou ons uit die plek van die mooi wat God in ons lewens wil doen. Hierdie koninkryk het so 'n mooi kultuur. Ja, die koninkryk het 'n kultuur. Net soos wat daar 'n ander land kan wees op 'n ander plek, en 'n ander volk kan wees op 'n ander kontinent, wat 'n kultuur het wat verskil van ons, en so het hierdie koninkryk ook 'n kultuur. Hierdie koninkryk het 'n manier van doen. Hierdie koninkryk het die goedjies wat hulle doen van self. Hierdie koninkryk het sy eie pragtige kultuur. Die kultuur van hierdie koninkryk is een wat liefhet.
En daaraan probeer ons uitdrukking gee. Elke keer wat ons hier bymekaar is. Uitdrukking te gee aan lief hê. Want jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel en jou hele krag, al jou verstand en alles wat jy is. Maar jy moet ook jou naaste lief hê, soos jouself. Hierdie kultuur is 'n kultuur wat vergewe, net soos wat God ons vergewe het. Hierdie kultuur is 'n kultuur wat dien, want die grootste onder julle behoort ook die dienaar onder julle te wees. Dis 'n kultuur wat raak sien. Dis 'n kultuur wat omgee, en dis 'n kultuur wat gee, want Jesus sê dit is vir ons beter om te gee as om te ontvang. Dis 'n kultuur wat omsien na die weeskind en die weduwee, want dit is eg en suiwer en mooi. Dis 'n kultuur wat die ekstra myl sal stap. Want Jesus sê, as iemand jou dwing om sy sak vir 'n kilometer te dra, dra daai sak vir hom 2 kilometer. En dis die kultuur van ons koninkryk. En ek kan aangaan, en 'n mens kan uiteraard nie eers die Afrikaner kultuur beskryf in 10 stellings nie. Des te meer kan jy ook nie die kultuur van God en van sy koninkryk definieer met 10 stellings nie, maar hier begin ons die puntjie van die ysberg sien. Hier begin ons sien wat hierdie kultuur is, en daai kultuur dikteer wat ons doen. Daai kultuur dikteer hoe ons leef. Daai kultuur dikteer hoe dinge rondom ons uitspeel. Kultuur bepaal hoe ons optree. Alles tot eer van die koning. En die koning is die perfekte uitbeelding van sy kultuur. Ons dien 'n koning wat niks van ons verwag wat hy nie eers gedoen het nie. As hy liefde verwag, het hy liefde gegee. As hy vergifnis verwag, het hy vergifnis gegee. As hy om te dien verwag, het hy om te dien gegee. As hy verwag het ons na die wees en die weduwee kyk, is hy die een wat eers sy hand uitgestrek het na die wees en die weduwee. Ons dien 'n koning na wie ons enige tyd kan draai, en hy is die perfekte uitbeelding van die kultuur van sy koninkryk. En Paulus som die hele saak eintlik baie mooi op. Paulus som die kultuur van God op in 2 versies. Volgende graag met jou wil deel. Dis Romeine 14 vers 17, en dit sê die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God. En ons is baie keer 'n bietjie versigtig vir hierdie ding. En ons is versigtig want ons leef nie in 'n moralistiese bedeling nie. Ons leef nie in 'n moralistiese godsdienstige kultuur nie. Ons leef in 'n kultuur waar ons gered is en in geregtigheid gestel is op grond van Jesus se optrede, nie my optrede nie. Ek is in geregtigheid gestel vir wat hy gedoen het, maar daar is hierdie plek van gehoorsaamheid. Daar's hierdie plek van onderworpenheid aan sy gesag. Daar's hierdie plek van seën. Daar's hierdie plek van sy mooi. Dis hierdie plek waar ek my deel maak van sy huishouding. Dis hierdie plek waar ek my deel maak van sy regering, van sy heerskappy, en dit lyk na iets. My vrou sê al vir my standaard boodskap is gehoorsaamheid, ek moet wegstuur. Maar as ek my draai, dan stuur die Bybel nie weg nie. Die koninkryk van God is immers nie 'n saak van eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God, vrede en die vreugde wat die Heilige Gees ons gee. Wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die agting van mense. En as jy nou soek na 'n lekker 5-punt plan, as jy nou soek na 'n lekker 5-punt plan vir die lewe, vir die visie, dan wonder ek net by myself, wat het jy teen vrede en vreugde? En wat het jy teen die guns van God en die agting van mense? Want daar's 'n paadjie wat soontoe lei. Dis wanneer ek en jy die koninkryk van ons God raak sien. Dis wanneer ek en jy sien dat hierdie koning goed is en ons lewens na hom toe draai. Dis wanneer ek en jy 'n ervaring het met wie hy is en besef dat hy waardig is en ons lewens voor hom kom neerlê, nie uit die vrees vir 'n straf nie, maar uit 'n bewustheid van wie hy is. Dis daar waar die dinge draai. Dis daar waar die vrede en die vreugde wat die Heilige Gees gee ter sprake kom.
Dis daar waar die guns van God en die agting van mense ter sprake kom. Dis in die koninkryk van God, en dis nie 'n koninkryk wat eendag sal kom as ons afgesterf het nie. Ja, hy gaan sy volle vervulling beleef in die hemel. Wanneer Jesus elke traan van ons oë gaan wegvee, wanneer Jesus elke brokkie, stukkie en scrappie van ongeregtigheid gaan wegvee, wanneer Jesus elke stukkie sonde gaan vernietig, wanneer elke stukkie siekte en elke stukkie dood finaal vernietig is, daai dag kom, maar op pad soontoe leef ons in hierdie plek met belofte. Ons leef in hierdie plek van God se koninkryk, die een wat goed is, die een wat ek en jy met vrymoedigheid kan volg, die een wat sy intensies teenoor ons bewys het in sy goedheid. En hierdie boodskap is van toepassing, maak nie saak waar jy jouself vanoggend bevind nie. Mag wees dat jy jouself vanoggend op 'n plek van onvrede bevind. Mag wees dat jy jouself vanoggend op 'n plek bevind van depressie, of angs, of spanning. Dit mag wees dat jy jouself vanoggend bevind op 'n plek waar dit goed gaan, waar die son op jou skyn en waar die seisoen werklik lente is, en daarvoor is ons dankbaar. Maar hierdie boodskap is op toepassing van elke een van ons. Kom trek in by die koning en sy koninkryk. Kom neem jou sitplek in en kom leef onder die hand van ons goeie koning. Kultuur van hierdie koninkryk is liefde en is om te dien. Dis genade en om te vergewe. Dis om raak te sien en 'n hand uit te strek. Dis om te help en om 'n verskil te maak. Die kultuur van hierdie koninkryk is om Jesus se liggaam op hierdie aarde te wees. En in die volgende 2 weke gaan ons baie meer prakties begin raak oor hoe laat ek toe dat hierdie kultuur ook my leefstyl beïnvloed. Dat hierdie kultuur ook beïnvloed wat ek doen. En ek is verskriklik opgewonde oor die volgende 2 weke. Die volgende 2 Sondae gaan magic wees. Ons gaan fisies prakties kyk na hoe word die koninkrykskultuur ons leefstyl, en ons het gassprekers vir beide van hulle. Sal bly wees om dit te verneem. Ons het gassprekers vir beide van hulle. Garou Coetzee kom volgende week sy getuienis in die kerk met ons deel. Garou Coetzee, en ek wil nou nie sy hele storie vertel nie, maar een of ander tydskrif het 'n tydjie terug onderhoud met hom gevoer, en daar was 'n videoetjie oral oor sosiale media, en ek en my vrou sien dit raak, en sien toe maar ons het gemeenskaplike vriende, en ek reik toe sommer uit na hom toe, en ek sê hy moet sy getuienis in die kerk kom vertel. Hy het 'n getuienis van 'n 8 jaar lewe as 'n hawelose, verslaaf aan heroïne op die strate van Parow. Hy's Garou from Parow. En hoe iemand die kultuur van hierdie koninkryk gevat het, die liefde, die raak sien, die hand uitstrek, en sy lewe totaal handomkeer verander het. Daai fotootjie is op sy troudag, en hy het 3 beautiful kids. Die Here het sy lewe handomkeer kom verander, as gevolg van die kultuur van 'n koninkryk. As gevolg van 'n koning wat voorstap en sê, volg my, ek sal jou wys hoe goed ek is. So moenie volgende week mis nie, het gaan lekker wees. Nooi iemand saam, baie mooi, baie lekker. Die week daarna, kyk ons na hoe ons, as liggaam van Jesus, kan sorg vir die wees en die weduwee. Ons het ook gassprekers wat hulle journey kom deel, van hoe die Here hulle uitgeroep het om deel te wees van die oplossing en die impak en die verskil wat dit in hulle lewens gemaak het. Lekker prakties, lekker goed om te geniet.